So ons is in ons reeks een lewe waar ons so 'n bietjie stil staan het om te sê dat weet jy wat oor die kompleksiteit in ons samelewing het geraak dat ek en jy soms kortpaaie soek en die manier om ons baie keer kortpaaie soek is dat ons lewe kompartmentaliseer, nee, ons kerklewe en ons werkslewe en ons familielewe en daai goed skei ons alles van mekaar en as ons mooi na die Bybel gaan kyk dan help hy ons om te sê dat wag 'n bietjie, integriteit is die verwysing wat ons moet inneem van een lewe. Nou dis interessant, Salomo, nou vir die wat nie weet nie, Salomo was een van die slim ouetjies, nee, in ons samelewing daai tyd, dis nou jare terug, 2000 jaar terug, en hy het vir ons 'n ding geskryf, Spreuke. En in hierdie boek natuurlik kry ons Spreuke 10 vers 9 wat die volgende sê: He who walks in integrity and with moral character walks securely. Werkwoord, loop, werk, walk. Nee, hier is die gedeelte wat ek en jy moet verstaan is, maar wat ek dink ons mis baie keer is dat ek en jy moet seker wees om regtig kan loop. Dis nie anderste om nie. So wanneer die skrywer ons help om iets te kan ontdek, securely sê dat ek het iemand, iets waarna ek vashou, waarna ek my vertroue plaas. En vir my en jou is dit mos nou Jesus Christus. So jy kan die tweede gedeelte sê, but he who takes a crooked way will be discovered and punished. So op die einde van die dag is ek en jy onsself by 'n plek kry om te sê daar's 'n groter doel van integriteit. Dis nie net dat my ja is en my nee is nie. Die integriteit komponent sê vir my en jou dat ons 'n lewe leef waar ander mense iets in ons kan ontdek. En ons het laasweek net so vinnig daaraan geraak om te sê dat hoor gou, integriteit nommer 1 bou vertroue. Want as ek en jy dieselfde is, oralste waar ons beweeg, dan kan mense mos vertrou wat jy sê. Maar as jy slinks is, dis mos nou daai ding, nê. As jy sulke draaitjies loop, op die einde van die dag dan draai dit nie goed uit vir ons nie. Die tweede ding is dit help ons fokus, want jy kan vir jouself net dink, as jy nou môre by die werk dit moet wees, en jy moet met jou familie dat wees, dan gaan ons iewers te mekaar vasloop. Is daai gedagte net, nee, is dat ek het hierdie pel wat ek nie wil hê my male moet ontmoet nie, dan loop ek om in die mall raak. Iewers te gaan dit crash, en dan het ons probleme. Dis baie keer in ons lewe waar hierdie issues vandaan kom, is dat omdat ons nie dieselfde is, oralste waar ons is nie, ons het onsself begin kompartmentaliseer. Hoekom? Want dit is nie eenvoudig in ons samelewing nie. Maar ek dink die derde ding wat krities is dit bou momentum. En een van dit is, as ek en jy vertroue by mense bou, as ons meer gefokus leef, hoor gou, dan het ons guns by mense en by God. Dis die twee dinge. Jesus self sê, hy het groot geword en hy moes ontwikkel in kennis en wysheid. Hierdie is 'n aspek van ontdekking. En wanneer ek en jy in daardie lewe begin leef, dan begin ons guns by mense en by God. En jy kan vir jouself net indink, as mense jou meer kan vertrou, gaan hulle meer van jou vra. En ek dink ons mis baie keer van hierdie goed. En dis waarmee die Bybel ons wil help. Nou wanneer ons oor integriteit praat, het ons nodig om te sê dat okay, hierdie woordjie kom nou nie oralste in die Bybel, so wat is 'n sinoniem van dit? En die Hebreërs skrywer help ons om met 'n sinoniem van dit op te kom. En dit is natuurlik Hebreërs 10 vers 14 wat sê, wat deur een offer het hulle wat geheilig word vir altyd vermal maak. So hy kom en hy sê, luister gou, hierdie is nie iets wat ek en jy doen nie, hierdie is iets wat Christus kom doen het, sodat ons iets kan nou word. So Christus het iets kom wegneem, wat in my en jou lewe was, nee. Hier was hierdie sondige natuur, hierdie ouens wat die hele tyd die punt gemis het, ons het die doel in ons lewe gemis, en wat Christus kom doen het, hy het ons kom wederbaar, hy is die eerste van die familie, en hier begin nou iets in my en jou 'n oorsprong kry, 'n vertrekpunt kry, hy sê dit het reeds begin, dit is in daardie oomblik, toe Jesus Christus uit die dood uit opstaan, toe het nuwe lewe begin, en nou word ek en jy geheilig, en hierdie woordjie heilig is nie om reg en verkeerd te verstaan. Dis nie om te leef in 'n spesifieke manier nie. Dis te ontdek dat, weet jy wat, Jesus het my volkome geskep. Nou volkomeheid praat nie van perfek nie, volkomeheid praat van dat ek en jy eintlik niks kort kom nie. Want hier is die gedagte, dink gou, as ek en jy werk toe kan gaan, maar ons kom niks kort nie. Ek gaan werk toe met 'n verwysing dat ek vervuld is. Hoeveel meer kan ek en jy gee? Dis presies dieselfde in ons familielewe.
Nee, dink gou net aan man en vrou. As ek en jy vir mekaar kan sê, weet jy wat, as ek vervuld is deur wat Christus vir my kom doen het, hoe anders te tree ek op teenoor my vrou of teenoor my man of teenoor my kinders? En dis die gedagte wat hy het, is dat ek en jy moet by 'n plek kom om te verstaan, weet jy wat, wag 'n bietjie, Jesus Christus het iets vir my en jou kom doen, sodat ons die volheid daarvan kan ontdek. En ons het nou begin, en as jy begin beteken en daar is 'n vertrekpunt wat ek en jy moet kan ontdek, en nou moet ons hierdie lewe begin bou. En eintlik Petrus, nou vir die wat nie vir Petrus ken nie, daar's 'n redelike storie oor Petrus in die Bybel, nê. Nee, hy is die ou wat op water geloop het. Hy is die ou wat uit die boot uit geklim het. Maar hy is ook die ou wat natuurlik vir Jesus in daai oomblik waar 'n kleindogtertjie vir hom vra, "Maar jy moet jy nie saam met hom?" Ken hom nie. 3 keer doen hy. Toe kraai 'n haan mos, nê. Nee. Toe ontdek hy, o God, wat het ek gedoen? Jesus herstel hom. En hy is ook die ou wat die eerste preek gegee het in Handelinge. 5000 mense kom tot geloof en hy skryf vir ons. So ek dink ek en jy kan hom redelik op sy woord vat deur alles wat hy beleef het en ervaar het. Nou in 2 Petrus 1:3-7 sê hy, sy goddelike krag. Wie se goddelike krag? Jesus se. God se goddelike krag het my en jou immers alles gegee. Draai gou na die ou toe en sê vir hom alles. So sy goddelike krag het my en jou alles gegee. Kan jy gou jouself net in daai plek plaas om te besef dat God alles vir my en jou gegee het om wat te doen? Wat ons nodig het om Godvreesend te leef. Nou hier is die ding van Godvreesendheid. Dit is nie om bang vir God te wees nie, maar is om te verstaan wat God vir my en jou kom doen het sodat my lewe in lyn kom. Godvreesendheid sê dat my lewe begin nou eer aan hom gee om dit kom in lyn met dit. Want ek verstaan wat hy vir my vermag het. En op die einde van die dag is hierdie krag wat nou in my en jou werk. En hy sê, hierdie kom deur wat? Deur die kennis van hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. So dit begin eers by my en jou. Dit begin by sy roeping van my en jou lewe. Onthou ons moet besef, majesteit praat van sy koningskap, nee, praat van God wat ek en jy nou moet verstaan, Jesus Christus wat alles verkry het. Alle mag is aan hom gegee in die hemel en op die aarde. En hoor gou, as dit sê alle mag is aan hom gegee, dan beteken dit sy woord oor my en jou lewe is wat? Is waarheid. En dis wat ons vir mekaar moet kan sê. Is dat as ek en jy by hierdie plek kan kom om te besef, wag 'n bietjie, hy sê vir my en jou, en omdat dit gaan oor hom, omdat dit gaan oor sy heerskappy, omdat dit gaan oor sy koningskap, omdat dit gaan oor die feit dat hy die mag het. En as hy die gesag oor my en jou lewe het, dan moet sy woord natuurlik sin maak oor ons lewe. En hierdie moet my en jou begin motiveer om in daardie plek te kan kom. En dit is waartoe Petrus gaan met hierdie gesprek. Hy sê deur sy goddelike krag, deur wat hy vermag het, sy majesteit. Nee, het hy vir ons die grootste en kosbare belofte reeds aan ons gegee. Soos ek en jy vir mekaar sê, okay, wat is die grootste belofte wat God oor my en jou lewe het? Dan het ons nodig om 'n bietjie daaroor te dink. Want anders is, ek en jy nie verstaan wat sê die grootste belofte nie, en die kosbaarste belofte nie, dan gaan ons 'n verkeerde verwysing hê natuurlik, ten opsigte van wat is dit wat God vir my en jou bestem het. En dis natuurlik een van die duidelike teksgedeeltes in Romeine 9:29 wat sê, want hy het hulle, wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem, jy kan dit noem geroep, om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. So hier is die grootste en amazingste belofte van Jesus Christus aan my en jou, is dat ons sal gevorm word en getransformeer word na wat? Na sy beeld. En as dit my en jou vertrekpunt is, dan raak dit 'n ander tipe fokus. Want as my en jou fokus dis op die einde van die dag is Jesus Christus, dan moet ons besef, wag 'n bietjie, ontwikkeling, groei, het nie 'n plafon nie, maar 'n beeld. En as ons by daai plek kan kom om te verstaan, okay, ontwikkeling, groei het 'n beeld, dan moet ons besef, daar is 'n klomp goeders wat ek en jy moet leer, en dit is eintlik waar Petrus ons heen vat, wanneer hy sê, ja, hy het vir my en jou reeds alles gegee wat ons nodig het, sodat ons wat kan doen? Sodat ons kan deel kry aan sy goddelike natuur. En as hy praat van goddelike natuur, dan praat hy van sy karakter. En nou ontdek ek en jy, wag 'n bietjie, okay, Jesus het 'n spesifieke karakteruitdrukking.
Dis wat ek en jy moet verstaan. En dis hoekom Petrus ons na die plek toe vat om by 'n plek te kan kom om te sê, okay, wag 'n bietjie. So hier moet ek en jy nou iets ontdek. Hier's iets wat Jesus Christus gedoen het. En hier's iets wat ek iets verstaan het, né? En dis wat hy sê. Hy sê hierdie gedeelte wat ek en jy nou besef, ons het ontvlug van ons verdorwenheid wat deur begeerte in die wêreld teenwoordig is. So kom ek vertel jou gou net. Soveel van ons blameer die duiwel vir 'n klomp goed in ons lewe. Petrus is direk om vir my en jou te sê dis ons begeertes. En so ook Paulus, jy kan maar gaan lees. Is om te sê daar is 'n begeerte in my, hoekom? Want begeerte beteken dat ek nog nie vervuld is in my lewe nie. So 'n klomp van ons leef met 'n klomp begeertes om te dink as ek dit kry of dat kry of sis kry of so kry, wat gaan ek doen? Dit gaan my by 'n plek kom waar ek nou ewe skielik is wat ek behoort te wees. Inteendeel, Christus moet die vervulling word in ons lewe. Dit is wat hy vir ons sê. Hy het ek en jou vervolmaak. Daar's geen beter beeld as Jesus Christus nie. En wanneer ek en jy dit as fokus maak, dan begin 'n klomp goed in my en jou lewe sin maak om te sê, wag 'n bietjie. So dit is nie die duiwel nie. Nee, dis jou begeerte. Want hoekom? Want die duiwel is reeds ontwin. Hy is reeds ontklee. En omdat hy reeds oorwin het en reeds ontklee het, ek en jy 'n ander perspektief om te verstaan, okay, wag 'n bietjie. Hier is 'n ou natuur in my lewe. Dis 'n klomp begeertes en nou sê hy vir my, hy het hierdie natuur kom verwyder uit my en jou lewe. En hy het vir ons 'n nuwe natuur gegee, alles om hierdie nuwe natuur te ontwikkel. En nou gaan Petrus na 'n gedeelte. Hy sê, oor hierdie lê juis daarom alle ywer aan die dag by julle geloof deeg te voeg, by deeg insig, by insig selfbeheersing, by selfbeheersing volharding, by volharding godvreesenheid, en by godvreesenheid broederliefde, en by broederliefde liefde vir alle mense. Kan jy gou iets sien, dit begin by geloof. En as ek en jy nie glo dat ons volkome nuut gemaak is nie, gaan ek en jy altyd streef na dit, in plaas dat ek dit aanvaar. En dan begin ek ywer aan die dag sit. Hier is die probleem, ons dink altyd ywer is werke. God is not opposed. He's not opposed to effort. He's opposed to earning. Daar's altyd effort in ontwikkeling, ouens. Gaan kyk maar na enige atleet. Dit vat nie effort. Dit kom nie net van self nie. Ek en jy moet onsself toespits daarop. Ons moet regtig by 'n plek om te verstaan, wag 'n bietjie. Maar hier is ons probleem, as ek en jy die verkeerde beeld het, dan word ons na die verkeerde beeld getransformeer. En dis baie keer waar ons is, nê, is dat die wet is hierdie beeld vir my en jou. En as die wet die beeld raak, gaan ek en jy altyd doen om te verkry. In plaas dat ons ontdek, wag 'n bietjie, dis die beeld is Christus. Dis die persoon na wie toe ons nou getransformeer word, want hy is die proto, die voorbeeld van, en Paulus help ons met hierdie gesprek in Korintiërs natuurlik, om te sê, wag 'n bietjie, ek en jy moet iets verstaan. Hy sê telkens egter, wanneer iemand hom tot die Here wend, nou daai wend is dat, wanneer ek 'n spesifieke perspektief gehad het, en ek draai van dit, en ek het 'n ander perspektief nou, dit is die wendgedeelte. Hierdie gedeelte dat ek draai my nou, hierdie word my nuwe realiteit. Hoor wat sê hy, dan word die sluier afgehaal, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Nou interessant, ek het nou iets vanoggend hier saamgebring. Klei. So kom julle gou hierso. Kan julle gou dit uitdeel. Vir 6 mensies, nê? Ja, 6 mensies. OK. So wonderlike ding, klei, nê? OK, so hier is die gedagte wat Paulus hier inneem, om te sê dat gou, toe ek en jy nog in ons ou toestand was ons eintlik vasgevang. Nou sonde was die verwysing, en sonde natuurlik is die woordjie hamartia, dat ons die doel mis. So ek en jy het ons lewe, in ons lewe die doel gemis. Nee, ons was eintlik onder heerskappy van dood. So jy was vasgevang in jouself. En nou sê hy, nou kan jy wat klei gekry, kan nou die klei oopmaak. Nou sê hy, weet jy wat dit Christus kom doen? Hy die deksel kom afhaal. Vryheid beteken nie ek en jy is nou vry om te doen wat ons wil nie. Dis nie vryheid nie. Vryheid is dat wat nou kan gebeur is, en dis presies waartoe hy gaan. En vir jou wat nou die klei in jou hand is, maak vir my skoenlappe. Okay.
Want hier is die ding wat hy sê. Hy sê in ons almal, terwyl ons met ons sluiende gesig die heerlikheid van die Here. Nou hier is die gedagte, wat ek en jy van heerlikheid moet verstaan is. En ons het nou al vir 'n lang ruk hierdie jaar daaroor gepraat. Heerlikheid praat van die gewig van God se woord in my en jou lewe. Dit praat van God se opinie. En as God se opinie, en hy is as koning aangestel en hy het die mag in hemel en aarde, dan praat dit van baie meer. Dan praat hierdie gedeelte eintlik, wanneer ek en jy by 'n plek kom, en ons besef dat die woord van God op my en jou lewe 'n indruk maak, 'n impression. Dan wat gebeur? It becomes an expression. So as die gewig van God se woord, omdat dit waarheid oor my lewe is, 'n indruk. Hier is die probleem. Ons lees baie keer die Bybel, maar dit maak nie indruk op ons nie. Nou wanneer Paulus hierdie gesprek het om te sê, hoor gou, dis soos om in 'n spieël te kyk. Moet ek en jy verstaan, daai tyd was daar nie spieël soos wat ons dit vandag sien met 'n glas nie. Dit was 'n stuk metaal. En dis hierdie eenvoudige gedeelte, wanneer ek in hierdie metaal kyk, wat sien ek? Ek weet nie wanneer laas het jy so 'n bietjie in metaal gekyk. Dit gee nie altyd 'n werklike beeld nie. Nee, dit gee partykeer so 'n half verwronge beeld vir ons. Nou hier is die ding. Hoe ver is julle al met julle skoenlappers? Is jy al naby genoeg met jou skoenlapper? Hou dit gou op. Kan jy opstaan en hou dit net vir hulle? Waar is jou skoenlapper? OK. Waar is hy? Kan julle sien hoe verskillend is dit? Ja, nee, OK. Alraai. Dis verskillend, né? Nou kyk gou-gou. As ek en jy die regte beeld het van wie hy is en wat 'n skoenlap behoort te wees, dan kan al die ander goed van ons lewe afgehaal word. En ons kan word wie God ons bestem het om te wees. En interessant is, hoor gou, as ek en jy dieselfde beeld het, word ons na dieselfde beeld getransformeer. En dis die probleem. As jy nie die regte beeld het van Jesus nie, gaan jy nie na die regte beeld getransformeer word nie. Want die indruk wat dit op jou lewe moet maak, met die uitdrukking daarvan bring. En dis wat Paulus van heen vat. So die heel eerste verwysing waar ons begin het in die Hebreërs skrywer ons mee gehelp het, is om by 'n plek te kan kom om te sê, wag 'n bietjie. Wat ek en jy nou moet verstaan in hierdie proses van groei is nommer 1, wie aanskou jy as die ware God? En Jesus is hier die uitdrukking van. En dit is hierdie skildery wat ek saamgebring het. As jy nie weet wie is die skilder van hierdie skildery nie, gaan jy nie weet wat beteken die prent nie. En jy gaan 'n klomp goed dalk beleef as jy daarna kyk. Maar Susan Smit is die skilder van hierdie skildery. En die prent is van Erika en ons Steffi Mila wat op die strand loop. En die doel van die skildery is His glory, our story. Kan jy gou vir jouself net indink, en nou is so meer soos wat ek na hierdie prent kyk, omdat ek die storie verstaan agter die skildery, begin dit 'n indruk maak op my lewe, wat 'n spesifieke uitdrukking gaan hê. Ek gaan nie iets anders te vertel wat hier aangaan nie. Ek gaan vir mense kan vertel, dis die heerlikheid van God, wat oor hierdie persoon skyn, wat in daardie oomblik loop, en sy leef haar storie uit, saam met God. En dit is presies die gedagte wat Paulus het
en vir my en jou die verwysing te bring dat ons moet hom aanskou wie hy werklik waar is. En weet jy wat? Hierdie is nie alleen ding nie, ouens. Ons het mekaar nodig. Want dit is die groot ding, die tweede verwysing, ons moet reflekteer. En hoe reflekteer ek en jy anders as wat ons mense om ons het? Om te help dat ons die regte beeld natuurlik verstaan. Dat die regte indruk op my en jou lewe is, sodat wat kan gebeur, so die uitdrukking, die refleksie van wie ek en jy werklik waar is, dit gebeur. En dis waarom hy ons vat in hierdie gesprek. Om te sê die hoe is nommer 1, dat ek die regte beeld moet kry, na wie ek en jy gemaak is. Wanneer ons in Jesus Christus vasloop, loop ons in effek in onsself vas. As die mens, onthou nou net, hier is die ding is, ons sal baie keer sê, ja, die mens is vervallen. Nee, die mens is Christus. En as hy die voorbeeld is, vir my en jou om meer mens te word, moet ons meer Christus reflekteer, want hy is die proto van mens. En nou begin ons getransformeer word van heerlikheid tot heerlikheid. Ons word getransformeer omdat die uitdrukking op my en jou, die impression op my lewe, word nou gewigtig gedra in my en jou lewe. Hierdie woord word 'n realiteit. En ek reflekteer, ek kyk in die spieël soms en dan besef ek, hoor hierso, wag, hier's goed nog nie in lyn nie. Want wat hy sê is dat ek en jy word getransformeer soos die Gees dit aan ons gee. Maar hier's die ding, is dat omdat ons baie keer groei, 'n plafon gegee het, en nie 'n beeld nie, stop ons. In plaas dat ons ontwikkel. En is 'n konstantheid. En daarom beteken dit ons moet oefen, dis effort. Is vir my so mooi is dat, ek weet nie of jy al ooit daaraan gedink het nie, maar die enigste manier hoe jy 'n uitkykpunt bereik is dat jy die berg moet klim. Almal kyk nou net so aan, so okay. Die enigste manier hoe jy die vistas in ons omgewing gaan sien, jy moet lei die slipper gaan klim. En dis effort. Dis nie altyd maklik nie, ons wil nie dit altyd gaan doen nie, want ek moet 'n rugsakkie pak, nee, en ek moet water saamvat, en ek moet 'n snackie en so voorts vat. En hier is ons ding is dat omdat ons in 'n samelewing is waar alles vinnig gebeur, dink ons dat transformasie gebeur in 'n oomblik en dit doen nie. Dis in oefening. Ek oefen geduld. Hier is die probleem, ons vra altyd vir geduld. Maar hy sê, hy het ons alles gegee. Okay, so hy het jou alles gegee om lief te kan hê. Hier is die probleem, as ons oefen nie liefde nie. Hy het jou alles gegee om selfbeheersing te kan toon. Maar ons oefen nie selfbeheersing. Ons vra ons altyd daarvoor. Ag Here, gee vir my selfbeheersing. Nee, jy het dit. Beoefen dit. Dis die ontwikkeling van. Dis in die spieël kyk. En weet jy wat is die grootste ding van alles? Wat as jy 'n fout maak? Dan verander jy. Na wat? Na die voorbeeld. Jy gebruik die alles in jou. Die Heilige Gees wat vir my en jou gegee is, tot dit. En jy ontwikkel, jy groei, jy stagneer nie. Want hoekom? Dis wat Petrus gesê het, van ons 'n groter doel. En omdat ek en jy die groter doel verstaan, moet ons alle ywer insit. Van die doel is dat die heerlikheid van God hierdie aarde sal vul. En daarom sit ons alle ywer daarin. Daarom kyk ek in die spieël en ek kyk na die refleksie. En ek besef, wag 'n bietjie, is nog 'n paar goedjies wat nog nie reg is nie. En ek laat toe dat die Heilige Gees
my begin vorm, want hy is die perfekte afdruksel. He is the cookie cutter. En ek oefen. En ek oefen. Want ek verstaan die doel. Want jy kan vir jouself indink, hoe verander en transformeer ons omgewing, as ek en jy meer soos Christus is. En mag hierdie in jou lewe begin 'n realiteit word. Soos jy in die afdruksel gaan kyk. Christus. Dat die Gees jou gaan begin vorm. Na sy beeld. En ek weet nie waar jy vashak nie. Maar kan ek jou vra vanoggend dat jy God toelaat om daai vashakplek te verwyder? Want as dit sy grootste begeerte is, en hy het ons alles reeds gegee om daar te kom. Al wat ek en jy moet doen is, na daai beeld kyk. Ons het nodig om te reflekteer. En ons het nodig om dit te oefen. En ons sal sien hoe die Gees dit net doen. Because the impression is correct. The expression will be true. Amen. Kom ons bid. Here, dankie. Dankie dat ons vanoggend net weer kan hoor, Here, dat U ons alles kom gee het. Sodat ons na U grootste belofte wat U vir ons het, dat ons soos U seun sal wees, kan transformeer. Want ons verstaan die groter doel, Here. Ons verstaan daai verwysing. En ek bid regtig vir ons elkeen, Here, as ons dit nog nie vasgemaak het in ons harte nie. As geloof nog vir ons 'n plek is waar ons net wil weet ons is okay om hemel toe te gaan, Here, dat U vir ons daai perspektief kom skuif. Om te verstaan, dit gaan eintlik oor heerlikheid. Soos in die hemel, so op die aarde. En dat dit 'n realiteit kan word in ons omgewing. En dit kan net gebeur as ons getransformeer word na U beeld. Want dan, Here, dan sal hulle sien. Dan sal hulle die liefde sien. Want ons opreg en die regte uitdrukking. Dan sal hulle genade sien. Want dit kom van U. Dan sal hulle die waarheid ontdek. Want U is dit. Ons loof en ons prys U in Jesus naam.